Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die geregtigheid van Christus is voldoende. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Romeine hoofstuk 3 vers 21 en 22. Wat is regverdiging deur geloof? Dit is die werk van God om die heerlikheid van die mens in die stof te lê en vir die mens te doen wat dit nie in sy mag is om vir homself te doen nie. Wanneer mense hul eie nietigheid sien, is hulle voorbereid om met die geregtigheid van Christus bekleed te word. Diegene wat die hemel as heiliges erken, is die laastes om hul eie goedheid te vertoon. Die apostel Petrus het 'n getroue dienaar van Christus geword, en hy is grootliks vereer met goddelike lig en krag. Hy het 'n aktiewe rol gespeel in die opbou van Christus se kerk. Maar Petrus het nooit die vreeslike ervaring van sy vernedering vergeet nie. Sy sonde is vergewe. Tog het hy goed geweet dat slegs die genade van Christus kon baat vir die swakheid van karakter wat sy val veroorsaak het. Hy het in homself niks gevind om in te roem nie. Nie een van die apostels of profete het ooit beweer dat hulle sonder sonde is nie. Manne wat die naaste aan God geleef het, manne wat die lewe self se opoffer eerder as om willens en wetens 'n verkeerde daad te pleeg, manne wat God met goddelike lig en krag vereer het die sondigheid van hul eie natuur bely. Hulle het geen vertroue in die vlees gestel nie, geen eie geregtigheid opgeëis nie, maar het in volle op die geregtigheid van Christus vertrou. So sal dit wees met almal wat Christus aanskou. Die geregtigheid van Christus, as 'n suiwer wit parel, het geen gebrek, geen vlek, geen skuld nie. Hierdie geregtigheid kan ons in wees. Verlossing, met sy bloedgekoopte, onskatbare skatte, is die parel van groot waarde. Die gedagte dat die geregtigheid van Christus aan ons toegereken word, nie as gevolg van enige verdienste van ons kant nie, maar as 'n gratis geskenk van God, is 'n kosbare gedagte. Die vyand van God en die mens wil nie hê dat hierdie waarheid duidelik aangebied word nie, want hy weet dat as die mens dit ten volle ontvang, sy mag gebreek sal word.